Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Maandag 27 Oktober, die hoogste regter. Kom ons bid saam. Liewe Heer, hierdie studie van Maandag wat voorlê, ons vra dat U asseblief vir die studie mag seën en dat U dit asseblief mag deurdring tot ons harte, dat ons die betekenis daarvan mag verstaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Genesis 18 vers 25, Psalm 7 vers 11, Psalm 50 vers 6, Psalm 82 vers 1 en Psalm 96 vers 10, as ook 2 Timoteus 4 vers 1 en vers 8. Wat sê hierdie verse vir ons oor God se morele karakter? Let op die rol wat God as die hoogste kosmiese regter speel. Hoe help dit die gelowige om uitsluitsel oor die kwessie rakende heilige oorloë te verkry? Ons lees Genesis 18 vers 25. Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die gaanse aarde geen reg doen nie? Ons lees Psalm 7 vers 11. My skuld is by God, wat die opregtes van hart verlos. Ons lees Psalm 50 vers 6. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Ons lees Psalm 82 vers 1. God staan in die vergadering van die gode, hy hou gerig te midde van die gode. Ons lees Psalm 96 vers 10. Sê onder die volke, die Here is koning, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Ons lees 2 Timoteus 4 vers 1 en vers 8. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. 2 Timoteus 4, vers 1 en vers 8. Die heiligheid van God se karakter beteken dat hy nie sonde kan duld nie. Terselfdertyd is hy geduldig van aard. Nietemin kan sonde nie anders as die heel laaste vrug van sy rebellie pluk nie, die dood. Romeine 6 vers 23 sê vir ons, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Jahwe het oorlog teen sonde verklaar, ongeag of hierdie vyand binne die Israelitiese of Kanaanitiese geleedere was. Neem die volgende in ag. Hul deelname aan heilige oorloë het Israel nie meer regverdig as die ander nasies gemaak nie. Deuteronomium 9 vers 4 en 5 lees ons, as die Here jou God hulle voor jou uit verjaag, moet dan nie in jou hart spreek en sê, die Here het my ter wille van my geregtigheid ingebring om hierdie land in besit te neem nie, want weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die Here hulle voor jou uit. Nie ter wille van jou geregtigheid en die opregtheid van jou hart kom jy in om hulle land in besit te neem nie, maar weens die goddeloosheid van hierdie nasies verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. En om die woord te vervul wat die Here vir jou vaders, Abraham, Isak en Jakob gesweer het. Deuteronomium 12 vers 29 en 30 sê vir ons, as die Here jou God die nasies, waar jy na toe gaan om hulle uit die besitting te verdrywe, voor jou uitroei, en jy sal hulle verdrywe en in hulle land woon.
Neem jou dan in ag dat jy nie agter hulle aan verstrik word nadat hulle voor jou uitverdelg is nie en dat jy nie na hulle gode vra en sê, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien, dat ek ook so kan doen. Deuteronomium 12 vers 29 en 30. Selfs al was dit uiteindelik die metode waardeur Jahwe sy oordeel oor 'n betrokke nasie voltrek het. In teenstelling met ander ou nabye oostere nasies, het die Israeliete egter ook omgekeerde heilige oorloë beleef. Wanneer dit gebeur het, het God nie vir hulle nie, maar teen hulle gestry. Dan het hy toegelaat dat die volk se vyande hulle onderdruk. Lees gerus Josua 7. Die hele idee van heilige oorloë maak net sin aan die hand van God se optrede as die hemelse of kosmiese regter. Gesien vanuit hierdie invalshoek verleen dit 'n ander betekenis aan Israel se militêre verowering van die beloofde land. Hierdie oorloë is net mooi die teenoorgestelde van die imperialistiese soort wat ter wille van selfverheerliking gevoer is. Laasgenoemde was 'n algemene verskynsel in die antieke wêreld en moenie van soortgelyke oorloë vergeet wat meer moderne imperiale magte slegs 'n aantal eeue gelede gevoer het nie. Nee, Israel se oorloë was nie 'n soeke na roem nie, maar sodat die geregtigheid en vrede van God in die land gevestig kon word. As mens dus die begrip heilige oorloë wil verstaan, moet jy verstaan wat aan die kern van die saak lê. Dat God se posisie as soewereine heerser oor die kosmos duidelik bedreig word. 'n Mens sien dit in die feit dat hy as 'n kryger uitgebeeld word, maar ook dat hy as 'n koning of as hoogste regter, met ander woorde, as iemand wat 'n uitspraak moet gee, uitgebeeld word. Jahwe as krygsman is een wat in sy hoedanigheid as 'n regter hom tot die implementering, stabilisering en handhawing van regssoewereiniteit wat 'n spieelbeeld van sy karakter is, verbind. Die beeld van God as regter, net soos die van hom as regter-koning, hou vol dat Jahwe nie vir ewig rebellie teen die Godgegewe orde sal duld nie. Mens kan dus met sekerheid sê dat oorlog op sigself, as ook oorwinning op sigself, nie Jahwe se uiteindelike strewe is nie. Die hervestiging van geregtigheid en vrede is sy groot doelwit. Om reguitspraak te lewer, oorlog te voer of geregtigheid te bring, kom alles op dieselfde neer as God, die een is wat hierdie handelinge uitvoer. Bepeins die feit dat God 'n regverdige regter is, een wat nie omgekoop kan word of partydig is nie. Die Here is 'n God wat nie vir ewig sonde, onderdrukking, die lyding van die onskuldiges en die uitbuiting van weerloses sal duld nie. Hoe is hierdie werklikheid 'n onafskeidbare deel van die evangelie?